om alles in toom te hou. En daar was hierdie verwagting van die Oost-Duitsers, dat die 300.000 Sovjet-soldate moet help, wat in Oost-Duitsland gestasioneer was. En met die 40ste verjaarsdagherdenking van die Oost-Duitse staat het Erich Honecker vir Gorbachev genooi as 'n spreker. En hy en sy kabinet was op hierdie landgoed met 'n kasteel waar hulle groot tafel gaan sit het om te luister na Gorbachev. Gorbachev het toe al reeds begin het met die groot veranderinge in die Sowjetunie. En hy het sy toespraak uit sy sak uitgehaal. En daar's foto's daarvan in die museum. En het opgevou, en toe opgevrommel en in sy sak teruggesit. En toe sê hy, history never forgives those who come too late. History never forgives those who come too late. En dis in daai konteks wat ek graag met julle gesels oor die nood aan verandering in die manier hoe ons na grondhervorming kyk en die uitkomste daarvan veral. Ek wil graag gesels oor hoe ons hier gekom het waar ons nou is, hoe grondhervorming werk, die waarom van grondhervorming en daarmee saam ook die debat daaroor tussen boere, die lesse van elders geleer in die wêreld, die sogenaamde Karamplan of die plan in hoofstuk 6 van die nasionale ontwikkelingsplan en die pad vorentoe daarmee. Hoe ons hier gekom het, is 'n storie van doodloopstrate. Die grondhervorming regtig erns begin in 1998. Toe is die minister van Landbou en Grondsake, Derek Hanekom. En hy het 'n model gehad waar volgens hy destyds grondhervorming gedryf het. Dit is die sogenaamde ou slegplan of die hier 'n skare model. Jy sien in daardie tyd kon swart mense op staatsbehuising aanspraak maak met 'n toegif aanvanklik van R15.000, later R16.500 en dit het opgeskuif later tot by die R400.000, mits dit dan landbougrond was. En dis dieselfde model wat toegepas was op landbougrond. R16.000 per persoon, soos 'n plaas R1.6 miljoen kos, en die 100 mense nodig gehad as begunstigdes op 'n enkele plaas. En jy weet, almal se plaas is niemand se plaas nie, en hierdie slegplan het eintlik luisterheid in duie gestort. Ek kan nou nie vandag vir julle na een van hierdie plase neem, wat in daai program oorgedra is tussen 1998 en 2004, wat 'n kommersiële sukses is. Daarna was Tokoludi die minister van Landbou en Grondsake, en in haar tyd het grondeise begin. Sy was eers implementeerder van die grondeiseproses. Dit is 'n komplekse proses in terme van die staatsadministrasie daarvan, en as gevolg daarvan is al reeds in haar tyd baie omslagtige prosedures gewees wat gemaak het dat dit lank vat vir 'n grondeis om afgehandel te word, en dit begin om kort paaie te vat. Eerste kort pad wat gevat is hulle opgehou die navorsing te doen oor die geldigheid van eise. As daar vrywillige verkoper was, dan het hulle so 'n plaas oorgedra, en dit het weer verwagtinge geskep by mense wat in ander eise soortgelyke aanspraak het, wat waarskynlik dalk nie geldig is nie, dat hulle op 'n manier die grond moes kry. Nou, Tokoludi as 'n grondeiseproses het eintlik al reeds die rooi ligte laat flikker vir die volhoubaarheid van die hele grondeiseprogram. Daarna was Louis Pomwana ons minister, en sy het in die skaakmakposisie ingeskuif. Onder haar bestuur het ons op 'n punt gekom waar grondhervorming alweer ook in die media bevraagteken is, terme van sy volhoubaarheid. Na die einde van haar termyn toe was die Polokwane-beraad, einde van 2007. En by Polokwane moes daar deur gebreek word uit hierdie doodloopstraat uit. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n goeie kontak gehad daai tyd in die parlement en op die ANC se portefeulje komiteer. En ek het hom gevra of ek vooraf die dokumentasie kan kry op grond waarvan hulle
die besprekings voer in Polokwane. Polokwane is sommer so 'n klip gooi daar van die plaas af. En hy stuur toe vir my 2 bundels met al die resolusies. Een bundel gaan oor ekonomiese resolusies en die ander een oor sosiale resolusies. En nadat ek 3 of 4 keer deur hierdie bundel gegaan het, en ek kry niks oor grondhervorming nie, toe bel ek hom. Ek sê, praat jy nou nie oor grondhervorming? Hy sê vir ja, dis al op bladsy 186. Ek sê vir nee, daar's niks daarvan. Hy sê vir jy is in die verkeerde bundel. Jy kyk in die ekonomiese bundel. Grondhervorming is in die sosiale bundel. Ja, dit is my soos 'n punt is nie oorgegeef. Ek sê dit op die verkeerde bladsy. Ek dink soos 'n boer. Ek dink landbou het alles te doen met die ekonomie. En dit het niks daarmee te doen nie. Hier is 'n sosiale kwessie wat aangespreek is. En toe pas na daardie konferensie het ons die voormalige minister van Grondsake, Dr. Elisa wat toe by wat is die departement se naam? Sy werk toe met die onteieningswet, natuurlijk meer te doen uiteindelik met landbou en grondsake as met haar nuwe departement. Sy kom toe met 'n eerste konsep van hoe onteiening gaan werk in 'n nuwe bedeling wat die blou duidelik ons uit laat skrik het. Ons het vooral geskrik vir die nuwe hofstuk in daai konsepwetgewing toegemaak is vir grondeienaars, hoe 'n solatium uitgelaat is. Dit het ons op 'n nuwe manier wat kyk na die grond. Ons intuïsie was dat die grondwet nooit so iets kan toelaat. Nou uiteindelik het die minister toegegee dat die konsep ongrondwetlik was, maar met al die regsopinies wat ons in 2008 gekry het, het ons besef, hier is plek vir 'n trekker om te draai binne hierdie eiendomsklausule van die grondwet. Baie van ons het begin vra of die grondwet werklik die beskerming gaan bied wat ons hoop hy sal bied, ook in terme van beleggings op ons plase. Maar dit het alweer veroorsaak dat toe ons in 2009 'n nuwe minister kry en landbou en grondsake van mekaar geskei word, wat ons verwelkom het, dat ons baie ernstig met hierdie nuwe minister gaan sit het, om te gesels oor hoe om uit hierdie doodloopstraat te kom. Dit was my voorreg om minister te ontmoet in 'n restaurantjie in Wielbrei op die land. En ek moet sê, ek was 'n baie gemoedelike mens, ervaar, wyse man, baie waardige man. En sy boodskap aan my was baie klinies. Ek het 'n politieke mandaat. Ek moet aflewer op daai mandaat. Ek moet sorg dat grondhervorming werk. Hy sê, jy verstaan baie min daarvan, want jy is nie in die kabinet soos ek nie. Hy sê, ek verstaan baie min van jou mandaat, want ek is nie boer nie. As daar iemand is wat 'n plan kan maak, dat ek my mandaat vervul sonder dat julle seer kry, dan is dit julle. Maak so 'n plan. Hy het my gesê, 'n boer maak 'n plan. Bring vir my daai plan. En ek is terug aan die aan my algemene raad en ek het hulle gesê, kerels, wat meer verwag ons van die ANC? Hulle maak vir ons hier 'n deur oop, sê, bring 'n plan. Kom ons maak daai plan. Ons het 'n buite die boksdink sessie gehou vir 3 dae. Ons het gesê, geen plan wat tafel toe kom. Hoor nie op die tafel nie. Kom ons kyk, wat kan werk? Nou ek moet sê, na 3 dae se debat, het ons nog niks wat vir almal aanvaarbaar was nie. Ons het nie die boks uitgegooi. Tot die mate dat 3 jaar later, in 2012, in hom gehoem, toe die minister my in die oor vat en hy sê vir my, jy het my mistake gehad. Waar is daai plan? Sê ek vir hom, daar is baie planne, maar nie een daarvan het 'n breë algemene inkoop onder boere nie. Dames en here, ons boere in hierdie land, in verskillende provinsies, asof ons op verskillende planete boer. 'n Boer wat in die Vrystaat Mieliespand kan 'n 5 miljoen omset handhaaf met 4 groot masjiene en 5 operateurs. Vir 'n boer wat in Limpopo groente plant, dieselfde omset handhaaf, het jy 300 werkers nodig. En dis al baie min masjiene wat jy kan hier om die werk te doen.
Ons dink verskillend oor arbeid. Ons dink verskillend oor die Zimbabweërs en die Mosambiekers wat toestroom in die landelike gebiede. En ons dink verskillend oor gronderfening. Ek het meer grondeise op my plaas in Senie as wat daar in die totale Vrystaat is. So wanneer ek in die Vrystaat met mekaar gesels oor grondeise, dan praat ons altyd Afrikaans. Verstaan ons mekaar nie regtig nie. Ons beleef daarom die druk ook op verskillende maniere. Na minister Mkwinti se aanbod het hy gefrustreerd geraak in 2011 en het sy groenskrif vir grondhervorming uitgelek. Uit daai groenskrif uit het hy 'n nasionale konferensie bymekaar genoem wat hy NAREG genoem het, National Reference Group, en hy het al belanghebendes vir grondhervorming gekry om komitees op te deel en te praat oor 6 elemente van hierdie groenskrif. En dit gaan oor 3 nuwe strukture. Die een is 'n nasionale grondbestuurskommissie wat oorkoepelend moes kyk na grondhervorming, streek en distrikgrondkomitees wat op plaaslike vlak die goed moet implementeer, en hy het 'n waardeerder-generaal aangestel te kyk wat is die kwantum van vergoeding. Hy het ook nuwe grondprogramme bekendgestel. Die een is dat staatsgrond verhuur moet word, grondplafonne moet geld vir privaat besit, en dat daar geen verdere buitelandse besit toegelaat moet word. Hy het ook 'n komitee gehad wat ons werk aan gewysigde wetgewing, onder andere aan hoe kommunale gronde bestuur moet word. Ook begin praat oor die heropening van grondeise wat vir ons die grootste moontlike nagmerrie was. En uiteraard 'n spesiale komitee om te gaan kyk na die produktiwiteit van kommunale gronde. Jy sien die kommunale gebiede in ons land is op die hoogste potensiaal gronde. As jy nou dink aan waar die oudheidslande geleë is, die van die kusstreke, wat skei al op die oostelike deel van ons land tot die Noord-Transvaal. Dis die wonderlikste klimaat, dis die wonderlikste gronde. Dit is juist nie in die droër deel van ons land gesetel. En as daar potensiaal is vir landboere om regtig uit te presteer onder die wêreld se landbouers, dan is daai potensiaal opgesluit in die oudheidslande. En dan natuurlik Mangaung wat allerlei 'n waterskeiding was in die grondhervormingsdebat. Jy sien daar Mangaung. En die druk op 'n tyd so opgebou tussen 'n groep wat radikale grondhervorming voorstel en 'n groep wat sê maar grondhervorming is nie die grootste prioriteit nie. Dis byvoorbeeld 'n mindere prioriteit teenoor werkskeping in die landelike gebiede. Grondhervorming gaan nie armoede en honger uitwis. Dit kan 'n uitwis oor geslagte, maar nie nou nie. Wat ons nou nodig is werkskeping, vaardigheidsoordrag. Maar aan die einde van die Mangaung-beraad het president Zuma het baie duidelik gemaak dat hy 'n spesiale meganisme gaan moet aanwend om deur uit hierdie doodloopstraat uit te breek. En ons het begin om ons harte vas te hou. Ons het geweet hier is die onteieningswet op pad. Ons was doodbang dat hierdie onteieningswet weer kan lyk soos die ene wat Dr. Lisa in 2008 voorgestel het. Hoe grondhervorming werk? Baie eenvoudig eintlik. Daar's 4 programme waarin grondhervorming geïmplementeer word. Die eerste program is restituisie. Mense wat onder apartheid of as gevolg van apartheidswetgewing hulle grond verloor het na 1913, kan dit terugeis van die regering, die staat. Die staat koop daardie gronde by die huidige grondeienaars en gee dit dan terug. Dit beteken of die voorwaarde daarvoor is dat dit moes na die 19 Junie 1913 gebeur het. Dit moes deur die staat gedoen gewees het. En daar moet 'n aanduiding wees dat daar 'n direkte verband is tussen die huidige begunstigdes of die huidige eisers en die mense wat in daai tyd dit verloor het. So jy moes of 'n familieband gehad het of jy moes deel gewees het van daai gemeenskap of so.
Restitusie het voorrang. As daar 'n moontlike transaksie is in een van die ander bene van grondhervorming, maar daar is ook 'n restitusie eis op, dan mag die ander bene nie toegepas word. Die tweede been is die herverdelingsprogram. Dit is waar 'n swart individu of 'n gesin graag wil doen in hulle plaas hê, en dan help die regering hulle om daai plaas te koop. En daar is verskeie programme hier, jou slegprogram, die huurskade waarna ek verwys het van die dan kom, daar is ook later Kelraad, op die oomblik is daar Plas, die Proactive Land Acquisition Strategy. En as boere hou ons baie meer van hierdie program as van restitusie, want hier werk jy met mense wat ernstig is om te boer. En moet gewoonlik 'n kommersiële ambisie, nie net plase weer omskakel na kommunale gebiede nie. Dan sal natuurlik die verblyfregsekerheidprogram maak dat die gesin of individu wat op jou plaas woon, nie net afdaag nie, jy kan 2 jaar tronk toe gaan as jy dit doen. Veral as so 'n persoon ouer as 60 jaar oud is, en dan so 'n persoon langer as 10 jaar op die grond is, dan is dit byna onmoontlik om van so 'n persoon van die grond ontslae te raak. En so 'n persoon het dan natuurlik ook regte, wat niks te doen het met eiendomsreg nie. Hy mag ook verbou, hy mag ekonomiese aktiwiteit bedryf, en baie dikwels bots dit met jou aktiwiteit op die plaas. Kan almal daar agter my nog hoor? Dit is iets wat ek gesê het. In restitusie betaal die staat. In herverdeling betaal die staat 'n gedeelte. Om 'n verblyfregsekerheid word hier niks betaal. En dan is daar die swart ekonomiese bemagtiging handves vir landbou, wat ook 'n grondhervormingsdimensie aan het. Maar, baie belangrik, reeds sedert Tina Joubert-Pieterse is daar besluit dat grond wat onder hierdie been oorgedra word, nie tel vir die 30% mikpunt vir grondhervorming wat ons al 2 jaar gelede moes bereik het. Nou baie belangrik, die staat wil nie markwaarde in grondhervorming betaal nie. Hulle wil nie markwaarde betaal. Daar is allerlei skemas om weg te skram van markwaarde af. Aanvanklik het hulle begin sê dat hulle betaal te veel vir die grond en hulle het baie dikwels te veel vir die grond betaal. Maar dit is altyd te gestoei om markwaarde klein te kry. En ek is eerlik onder die indruk dat dit gaan daaroor dat hier in die agterkop het hulle nog die idee dat die huidige patroon van grondbesit het op 'n onregverdige manier tot stand gekom, hulle dink ons het die grond gesteel. En hulle beloof dat hulle die grond gaan terugvat. En as jy markwaarde betaal vir die grond, dan kry jy nie die gevoel van, nou vat ek dit terug. Dan koop jy dit terug. Ons grondwet laat toe dat daar nie markwaarde betaald word nie. In artikel 25.3 is daar 6 elemente wat uitgesonder word, waar volgens die staat 'n afslag kan neem. Die geskiedenis van die aankope van hierdie plaas, die staat se historiese belegging op die plaas, as jy byvoorbeeld droogte hulp gekry het, of party was daar subsidies vir omheining, dan wil die staat nie nou weer betaal daarvoor, nie, ek sê voorheen daarvoor betaal. En dit is vir elke boer die grootste bekommernis. Die meeste boere het nie 'n pensioenfonds nie. 'n Boer belê wat hy het in sy plaas, en as hy die dag aftree of verkoop het aan sy seun, of hy verkoop het op die oopmark, en dit is wat hy het om nie af te tree. En as daar nie markwaarde betaal word nie, veral in die afgelope tyd waar net 60% van 'n kommersiële waardeerder se aanbeveling uitbetaal word, dan beteken dit die koöperasie kry sy geld en die bank kry sy geld en die boerskap al geraak. Dit is die grootste vrees van boere op die huidige bedrag van sake en grondhervorming. Boere sê die hele tyd, grondhervorming werk nie, maar die begunstigdes kry dit nie reg in onsgewende boere. Maar dit is nie relevant in die departement vir landelike ontwikkeling en grondsake. Hulle doel is nie om landbou te transformeer. Dit is die departement van landbou se verantwoordelikheid. Hulle doel is om hektare te skuif.
En daar is nie die kapasiteit in die departement om grondhervorming te laat werk nie. As onlangs in die portefeuljekomitee gesê dat met die huidige mensekapitaal in die departement is dit eintlik onmoontlik om grondhervorming en landbouontwikkeling as twee kante van dieselfde munt te bestuur. Die menslike kapitaal is eenvoudig nie daar nie. Ek moet vir u sê, na 10 jaar van werk met hierdie departement, weet ek elke letter in die sin is waar. Mense word nie daar aangestel vir hulle vermoëns. Mense word juis in die departement aangestel vir 'n politieke en 'n ideologiese rede. Vir die hele staat. Maar ek wil nie daar stil staan en oor dit saam het nie. Ek kan en ek voel daarna. Hoekom grondhervorming? Want die huidige besitpatroon is eintlik die fondasie van apartheid. Dit was die bestaansrede van die bevrydingsstryd. Nie net by ons nie, dieselfde in Zimbabwe, Mosambik, Angola. In 1913 is hierdie wet gepasseer op naturele grond. En dit het swart mense se reg om grond te besit buite die ou reservate van hulle af weggeneem. Met die 2013 herdenkings van daai wetgewing of merk van daai wetgewing, het ek by elkeen van die provinsiale kongresse gaan praat namens die boere. En wat sê ek? Ek kan nie sê nou. Ek moes 'n mandaat kry ook van Agri-SA om presies wat om te sê. Ons het vir hulle gesê, dit wat daar gebeur het, was verkeerd. Ons gaan nie nou probeer beding vir 'n beter verlede nie. Dit was daai tyd verkeerd, en as hulle nou herhaal, dan sal dit nou weer verkeerd wees. Ek weet, die sosiale konteks, die ekonomiese konteks, die kulturele konteks, baie verskil. Maar die morele konteks is dieselfde. Dit wat in 1913 gebeur het in die passering van daai wet, moes nie gebeur het nie. In 1936 is die wet op naturele trust en grondbesit gepasseer, en dit het ook besitreg in die ou reservate weggevat. En daarna toe nog die 1950 groepsgebiede wet. Dit het Suid-Afrika gelaat in die stewe grondbesitpatrone waarmee ons vandag sit. En belangrik, dis nie die vrye mark wat ons hier gebring het. Dis juist staatsingryping in die vrye mark wat ons hier gebring het. Wat belangrik is vir die debat onder boere vandag, daar is 'n groot deel, ek wil amper sê, verskeidelike meerderheid van boere wat sê, laat die vrye mark grondhervorming dryf. Dit is ook wat die stemmetjie in my hart van my sê. Maar op my kop het ek al geslaan, omdat dit nie mark is wat ons hier gebring het nie, kan ons nie net op die mark staat maak, om ons uit hierdie doodloopstraat wat uitbreek nie. Hierdie boeredebat, ek kyk in my volgende lewe, gaan ek nie in die boere werk nie. Elke boer is kaptein van sy eie skip. Dis 'n boerebestuurbasis. Die boere sê, hoekom doen ons nie liewer grondhervorming op die kommunale gronde, die onderbindende deel van ons land? Trouwens, met hierdie 1913 herdenkings, was ek in die parlement, net voor my die Afrikanerbond hulle voorlegging gemaak het. Die voorstel van die Afrikanerbond het daai dag gesê, kommunale grondbesit is die vloek van Afrika. Dis wat Afrika terughou. Jy net daarna, dus ek in die woord, en dit is al Mandela Mandela wat vir my gerooi het, as wat ek is wat het gesê het. Dis asof hulle toe eers tot hulle sinne kom. En wat hoor hierdie mense? My kultuur, my diepste geestesgoede is die vloek van Afrika. Kommunale grond kry ons in elkeen van die 54 lande van Afrika. Dit is deel van die werklikheid van Afrika. Ons moet praat oor hoe om dit produktief te kry, maar om te sê, dit moet nie daar wees nie. Dis dieselfde tipe ontkenning wat ons as Afrikaners vandag ervaar, wanneer hulle kan na ons geestesgoedere. Dan sal natuurlik die beskouing dat die grondwet sal ons eiendomsreg beskerm. Dis nie waar nie. Grondwet gaan nie ons eiendomsreg beskerm nie.
Daar is groot gate in hierdie vangnet en ons gaan dwaal. Grondwaardes, vrywillige verkopers en dan die geldigheid van eise. Dit is waaroor boere ernstig stoei. Die kwessie oor markgedrewe grondhervorming het ek al reeds aangeraak en dan 'n vreeslike belangrike ding, die kwessie van toegang tot grafte. 72% van alle grondeise wat geslaag het geslaag op grond van die teenwoordigheid van grafte op my plase. Ons het probeer om 'n reëling te tref, ek het nou nog die mandaat na in Limpopo om hierdie reëling te dryf met die Raad van Kerke en Kontralesa, die staanowerhede, te kyk of ons nie 'n sosiale pakt tot stand kan bring oor toegang tot grafte. Dit gaan nie meer net oor swart mense wat op blanke plase graag by hulle grafte wil uitkom. Dis toenemend ook blanke families wat by hulle grafte wil uitkom, plase wat in swart besit is. Hoe herken ons die spore wat ons voorvaders getrap het, of wat ander se voorvaders getrap het oor hierdie grond? En ons het 'n groot debat oor landboufinansiering. Jy sien, dit gaan nie net oor die reg om te besit nie. Markwaarde is die fondasie van landboufinansiering. Elke boer in hierdie land gaan leen by 'n bank of 'n koöperasie geld vir sy volgende oes, en dit gaan oor die markwaarde van sy plaas. Want dit is die gronde waarop jy die finansiering kry. As markwaarde vou, dan vou landboufinansiering. Daar's 3000 Suid-Afrikaanse boere wat elders in Afrika boer. Ek ken hulle nie almal nie, maar ek dink ek ken meer van hulle as die meeste ander mense. Ek ken nie een van my boere wat nie op grond van sy Suid-Afrikaanse plaas as kollateraal die geld leen waarmee die Kongo of in Ethiopië of in Angola boer. En dan die groot kwessie oor of 'n ou net so ernstig boer op grond wat jy besit as grond waarop wat jy hier, grond waarop jy bly. Natuurlik spook Zimbabwe by elke Suid-Afrikaanse boer. Suid-Afrika is so klein, as Zimbabwe nies, dan kry ons almal verkoop. Lesse van elders, daar is 64 lande in die wêreld besig met grondhervorming. 17 van hulle het institusiese eise en 11 van hulle maak daar aanspraak op 'n suksesvol is. Daar is gedwonge grondhervorming, teen markgedrewe grondhervorming, min of meer om die helfte. Japan, Taiwan, Korea, hulle het gewerk met die bemagtiging van die plaaswerker, grond is oorgedra aan die mense wat al gewerk het, meerdeels deur gedwonge grondhervorming. Brazilië, Mexico en Latijns-Amerika, hulle het revolusies gehad vir grondhervorming. Kenia, Mozambique, Zambië, hulle was grondhervorming deel van die dekolonialisasieproses in Afrika. En dan natuurlik Zimbabwe, ek gaan nie daar uitbrei, dalk nie dit sê. Of ek nou in Boekenaap of in Tonga met boere gaan gesels oor grondhervorming. Ek kry elke keer hierdie vraag, loop ons dieselfde pad as Zimbabwe? Nou my familie is nog daar. My familie het hulle grond verloor in Zimbabwe. En in Desember maand, as ek en my neefs in mekaar, hulle dink ons is verskriklik naïef. Hulle sê, hulle het ook gedink, dit kan nie in hulle land gebeur nie. Hulle het ook gedink, daar is te veel buitelandse belegging in Zimbabwe. Ek glo, elke sel in my liggaam dat ons nie die pad loop nie. Want ons het iets wat Zimbabwe nooit gehad het. En dit is 'n voorbeeld hier op ons voorstel van hoe om dit nie te doen nie. En sê baie boere, ja, jou argument dra net water as 'n meerderheid mense in Suid-Afrika die stem van redelikheid kan verstaan. My standpunt is, as die meerderheid mense in hierdie land nie die stem van redelikheid kan verstaan nie, dan het ons nog nooit 'n toekoms in hierdie land gehad nie. Ons moet werk asof ons absoluut oortuig is dat die meerderheid mense in hierdie land die stem van redelikheid kan verstaan. Duitsland was baie suksesvol en Duitsland befonds ook 'n groot deel van waarmee ons op die oomblik besig is. Dit wat die suksesvolle lande in gemeen het, is dat hulle het geduldige simpatieke kapitaal gehad om grondhervorming te doen. Dames en here, nog nooit in die geskiedenis van die mensdom is daar suksesvol landbouontwikkeling gedoen, sonder dat daar langer termyn lenings beskikbaar was teen minder as markverwante rentekoerse. Dis so eenvoudig soos dit. Dis hoekom ons 'n landboukrediet-raad gehad het, wat landbou gekry het waar vandag is in Suid-Afrika. Daar moet 'n verspreiding van risiko wees. Dit is nie net die staat se werk hier nie. Grondhervorming werk net as die privaat sektor en die boere self ook daarbey betrokke raak. Jy moet bekwame takgedrewe amptenary
in 'n pasgemaakte voertuig, nie die staat self nie. En dan moet jy baie breë inkoop en betrokkenheid hê van alle belanghebbendes. Die Koranplan of hierdie nasionale ontwikkelingsplan, ek sien ek net 1 minuut oor, so ek gaan nog net dit hanteer. In 2010 is die Nasionale Beplanningskommissie bekendgestel, professor Karani van Stellenbosch verteenwoordig landbou nie. Hy het onmiddellik gesê, omdat dit in die tyd was dat ons in die Deurgroepstraat gesit het, kry vir my 'n voertuig waar al die landbouunies, ook die swart landbouunies, ook die kommunale landbouunies, selfs die Transvaalse landbouunie, kan saampraat oor die werkbaarheid van hierdie plan. Hulle hoef nie almal saam te stem nie, maar hulle kan saam praat oor die ding. Sy plan is dat 20% van plase in elke distrik, met ander woorde elke 5de plaas, oorgedra moet word. Plaaslike komitees, waar die banke en die koöperasies op sit, moet besluit watter plase dit is en of dit geskik is. Die staat is bereid dat dit teen markwaarde geskied, wat vir ons 'n laaste loopgraaf is, maar die staat betaal net 50% daarvan. Die boere moet die ander 50% betaal. En dit maak jou vry van verdere verpligtinge teenoor grondhervorming of swart ekonomiese bemagtiging. Nou toe hierdie plan uitkom, was ek die eerste ou wat kwaad was daaroor. Ek het gesê, in watter soort demokrasie verwag jy van 'n individu om die rekening op te tel vir 'n nasionale verantwoordelikheid? Dit werk nie so. En daarom was daar 'n mandaat gegee by AgriSA dat ons kan onderhandel oor hierdie ding. Ons het hier op Stellenbosch kom sit vir 'n paar dae in die beplanningskommissie. Ons het gesê, in plaas daarvan dat die boer 50% neersit daarvoor, laat hom 50% aandele koop in hierdie plase. Dan is die risiko op sy nek ook. As hierdie ding nie werk nie, dan verloor die boere in die omgewing ook. En die beplanningskommissie het daarvoor geval. Op die dag wat Mandela dood is, professor Karaan gebel en gesê, kom ons implementeer so 'n projek. Kom ons ontwikkel die reëls van hierdie spel, soos wat ons speel. Kry 'n plaas wat 'n boer bereid is om 50% voor neer te sit, en voor die verkiesing van 2014, 7de Mei daai jaar, dan maak ons hierdie ding werk. En genadiglik kry ek toe Bosveld Citrus, op my land al het sy ook gesê, hy sal die geld neersit. En die ding het gewerk soos 'n droom, behalwe die dag toe die staat ons betaal, toe sy hulle nie daar nie. Tot vandag toe het hulle nog nie hulle helfte betaal. En daarom het die banke, die koöperasies, AgriSA begin sê, in plaas daarvan dat ons wag vir die staat om sy deel te betaal, hoekom gebruik ons nie die staat se 50% in 'n pool by Landbank om die rentekoers te subsidieer? As die staat 50% van die rentekoers sou dra, dan kan hy 20 keer meer grond koop elke jaar. En dan versprei ons die risiko ook na die banke en na die koöperasies, na die plaaslike boere self, en selfs die begunstigdes dra dan ook risiko. Die pad vorentoe is, AgriSA en die staat verstaan mekaar nou op hierdie punt, dat markwaarde ons laaste loopgraaf is, ons kan nie daarop bes gee. Hulle het ons 5 loodsprojekte toegelaat, tussen nou Oktober en volgende jaar Maart in Limpopo, onder hierdie nuwe reëls. Dat hulle sal die geld vooraf na Landbank toe oorbetaal, dan moet ons in vennootskappe gaan met begunstigdes. Belangrikste wat ek vandag graag vir julle sê is, hierdie is nie 'n boereprobleem nie, dit is nie 'n landbouprobleem. Dit is 'n probleem vir die totale ekonomie van Suid-Afrika. Want as ons toelaat dat markwaarde nie geld in gedwonge transaksies op grond nie, waar keer jy hierdie domino's as hulle begin val? Wat is volgende? Buitenstedelike gebiede, industriële gebiede, residensiële gebiede, dit gaan oor eiendom. Hierdie is 'n drukkoker waarop die stoom besig is om die pot se deksel te lig. Jy sien grondhervorming, oral in Afrika, die joker doen pa, as 'n regering betrap is met 'n swak hand. Ons is veral doodbenieuwd gegee wat gebeur het in Marikana, kort daarna in Dorings, en as ons sien wat nou op universiteit aangaan. Ons het hierdie goed nie gesien kom, 2 jaar voor het gebeur het. Ons is doodbenieuwd dat die Marikana, die Dorings, die studente onder is, môre se plaas invallen word. En ons weet nie waar stop ons dit dan, en hoe stop ons dit dan. Daar is geen versekeringspolis om uit te neem teen radikale grondhervorming. Zimbabwe se boere het die ding ook nie sien kom
voor dit met hulle gebeur het. Zimbabwese boere stry vandag nog. Hulle verstaan nou nog wat die implikasies is van wat 16 jaar gelede daar gebeur het. Die belangrikste ding is, as hulle sou verstaan, wat sou hulle destyds anders gedoen het? Ons moet nou goed in plek skryf en dit is verseker dat ons oor 2 jaar, 5 jaar, oor 10 jaar nog winsgewend volhoubaar kan doen.
om regtig uit te presteer onder die wêreld se landbouers, dan is daai potensiaal opgesluit in die oudheidslande. En dan natuurlik Mangaung wat allerweer 'n waterskeiding was in die grondhervormingsdebat. Jy sien daar Mangaung en die druk op 'n tyd so opgebou tussen 'n groep wat radikale grondhervorming voorstel en 'n groep wat sê maar grondhervorming is nie die grootste prioriteit nie. Dis byvoorbeeld 'n mindere prioriteit teenoor werkskeping in die landelike gebiede. Grondhervorming gaan nie armoede en honger uitwis. Dit kan 'n uitwis oor geslagte, maar nie nou. Wat ons nou nodig is werkskeping, vaardigheidsoordrag. Maar aan die einde van die Mangaung-beraad het president Zuma het baie duidelik gemaak dat hy 'n spesiale meganisme gaan moet aanwend om deur uit hierdie doodloopstraat uit te breek. En ons het begin om ons harte vaste. Ons het geweet hier sien die onteieningswet op pad. Ons was doodbang dat hierdie onteieningswet weer kan lyk soos die ene wat Toko de Lisa in 2008 voorgestel het. Hoe grondhervorming werk? Baie eenvoudig eintlik. Daar's 4 programme waarin grondhervorming geïmplementeer word. Die eerste program is restituisie. Mense wat onder apartheid of as gevolg van apartheidswetgewing hulle grond verloor het na 1913, kan dit terug eis van die regering, die staat. Die staat koop daardie gronde by die huidige grondeienaars en gee dit dan terug. Maar dit beteken of die voorwaarde daarvoor is dat dit moes na die 1913 gebeur het. Dit moes deur die staat gedoen gewees het. En daar moet 'n aanduiding wees dat daar 'n direkte verband is tussen die huidige begunstigdes of die huidige eisers en die mense wat in daai tyd dit verloor het. So jy moes of 'n familieband gehad het of jy moes deel gewees het van daai gemeenskap of so. Restituisie het voorrang. As daar 'n moontlike transaksie is in een van die ander bene van grondhervorming, maar daar's ook 'n restituisie eis op, dan mag die ander bene nie toegepas word. Die tweede been is die herverdelingsprogram. Dit is waar 'n swart individu of 'n gesin graag wil doen in hulle plaas het. En dan help die regering hulle om daai plaas te koop. En daar was verskeie programme hier, die ou SLAC-program, die huurskare waarna verwys het van die van kom, daar was ook later Elraad. Op die oomblik is daar Plas, die Proactive Land Acquisition Strategy. En as boere hou ons baie meer van hierdie program as van restituisie, want hier werk jy met mense wat ernstig is om te boer. Jy moet gewoonlik 'n kommersiële ambisie hê, nie net plase weer omskakel na kommunale gebiede nie. Dan sal natuurlik die verblyfregsekerheidprogram maak dat die gesin of individu wat op jou plaas woon nie net afdaag nie, jy kan 2 jaar tronk toe gaan as jy dit doen. Veral as so 'n persoon ouer as 60 jaar oud is en dan so 'n persoon langer as 10 jaar op die grond is, dan is dit byna onmoontlik om van so 'n persoon van die grond ontslae te raak. En so 'n persoon het dan natuurlik ook regte wat niks te doen het met eiendomsreg nie. Hy mag ook verbou, hy mag ekonomiese aktiwiteit bedryf en baie dikwels bots dit met jou aktiwiteit op die plaas. Kan almal daar agter my nog hoor? Dit is iets wat ek gesê het. In restituisie betaal die staat. In herverdeling betaal die staat 'n gedeelte. Om 'n verblyfregsekerheid word hier niks betaal. En dan is daar die swart ekonomiese bemagtiging handves vir landbou, wat ook 'n grondhervormingsdimensie aanhet. Maar, baie belangrik, reeds sedert Tina Joubert-Pieterse is daar besluit dat grond wat onder hierdie been oorgedra word, nie tel vir die 30% mikpunt vir grondhervorming wat ons al 2 jaar gelede moes bereik het. Nou baie belangrik, die staat
wil nie markwaarde 'n grondhervorming betaal nie. Hulle wil nie markwaarde betaal nie. Daar is allerlei skemas om weg te skram van markwaarde af. Aanvanklik het hulle begin sê dat hulle betaal te veel vir die grond en hulle het baie dikwels te veel vir die grond betaal. Maar dit is altyd te gestoei om markwaarde klein te kry. En ek is eerlik onder die indruk dat dit gaan daaroor dat hier in die agterkop het hulle nog die idee dat die huidige patroon van grondbesit het op 'n onregverdige manier tot stand gekom, hulle dink ons het die grond gesteel. En hulle beloof dat die grond gaan terugvat. En as jy markwaarde betaal vir die grond, dan kry jy nie die gevoel van, nou vat ek dit terug. Dan koop jy dit terug. Ons grondwet laat toe dat daar nie markwaarde betaal word nie. In artikel 25.3 is daar 6 elemente wat uitgesonder word, waar volgens die staat 'n afslag kan neem. Die geskiedenis van aankope van hierdie plaas, die staatsie historiese belegging op die plaas, as jy byvoorbeeld droogte hulp gekry het, of tyd was daar subsidies vir omheining, dan wil die staat nie nou weer betaal daarvoor, jy sê voorheen daarvoor betaal. En dit is vir elke boer die grootste bekommernis. Die meeste boere het nie 'n pensioenfonds nie. 'n Boer belê wat hy het in sy plaas, en as hy die dag aftree of verkoop het aan sy seun, of hy verkoop het op die open mark, en dit is wat hy het om nie af te tree. En as daar nie markwaarde betaal word nie, veral in die afgelope tyd waar net 60% van 'n kommersiële waardeerder se aanbeveling uitbetaal word, dan beteken dit die koöperasie kry sy geld en die bank kry sy geld en die boer staat kaal geraak. Dit is die grootste vrees van boere op in die huidige bedrag van sake en grondhervorming. Boere sê die hele tyd, grondhervorming werk nie, maar die begunstigdes kry dit nie reg nie winsgewende boere. Maar dit is nie relevant in die departement vir landelike ontwikkeling en grondsake nie. Hulle doel is nie om landbou te transformeer. Dit is die departement van landbou se verantwoordelikheid. Hulle doel is om hektare te skuif. En daar is nie die kapasiteit in die departement om grondhervorming te laat werk nie. As onlangs in 'n portefeuljekomitee gesê dat met die huidige mensekapitaal in die departement is dit eintlik onmoontlik om grondhervorming en landbouontwikkeling as twee kante van dieselfde munt te bestuur. Die menslike kapitaal is eenvoudig nie daar nie. Ek moet vir sê, na 10 jaar van werk met hierdie departement, weet ek elke letter in die sin is waar. Mense word nie daar aangestel vir hulle vermoëns nie. Mense word juis in die departement aangestel vir 'n politieke en 'n ideologiese rede. Maar ek wil nie daar stil staan en oor dit saam het nie. Ek kan en ek voel daarna. Hoekom grondhervorming? Want die huidige besitpatroon is eintlik die fondasie van apartheid. Dit was die bestaansrede van die bevrydingsstryd. Nie net by ons nie, dieselfde in Zimbabwe, Mosambik, Angola. In 1913 is hierdie wet gebaseer op naturele grond. En dit het swart mense se reg om grond te besit buite die ou reservate van hulle af weggeneem. Met die 2013 herdenkings van daai wetgewing of merk van daai wetgewing, het ek by elkeen van die provinsiale kongresse gaan praat met ons die boere. Wat sê jy? Ek kan nie sê nou. Ek moes 'n mandaat kry ook van AGS al presies wat om te sê, en ons het vir hulle gesê, dit wat daar gebeur het, was verkeerd. Ons gaan nie nou probeer beding vir 'n beter verlede. Dit was daai tyd verkeerd, en as hulle nou herhaal, dan sal dit nou weer verkeerd wees. Ek weet, die sosiale konteks, die ekonomiese konteks, die kulturele konteks, baie verskil. Maar die morele konteks is dieselfde. Dit wat in 1913 gebeur het in die basering van daai wet, moes nie gebeur het nie. In 1936 is die wet op naturele kas en grondbesit gebaseer, en dit het ook besitreg in die ou reservate weggevat. En daarna toe nog die 1950 groepsgebiede wet.
Dit het Suid-Afrika gelaat in die skewe grondbesitpatrone waarmee ons vandag sit. En belangrik, dis nie die vrye mark wat ons hier gebring het. Dis juist staatsingryping in die vrye mark wat ons hier gebring het. Wat belangrik is vir die debat onder boere vandag, daar is 'n groot deel, ek kan amper sê, verskeidelike meerderheid van boere wat sê, laat die vrye mark grondhervorming dryf. Dit is ook wat die stemmetjie in my hart van my sê. Waarom ek ook het ek al gesnaap, omdat dit nie die mark is wat ons hier gebring het, kan ons nie net op die mark staat maak, om ons uit hierdie doodloopstraat wat uitbreek nie. Hierdie boeredebat, ek kyk in my volgende lewe, gaan ek nie in die boere werk nie. Elke boer is kaptein van sy eie skip. Dis 'n moeilike stuurbasis. Die boere sê, hoekom doen ons nie liewer grondhervorming op die kommunale gronde, die onderbindende deel van ons land? Trouwens, met hierdie 1913 herdenkings, was ek in die parlement, net voor my die Afrikanerbond hulle voorlegging gemaak het. Die voorstel van die Afrikanerbond het daai dag gesê, kommunale grondbesit is die vloek van Afrika. Dis wat Afrika terughou. Nie daarna, dus ek in die woord, en dit is al Mandela Mandela wat vir my gerooi het, asof ek is wat het gesê het. Dis asof hy hulle toe eers tot hulle sinne kom. En wat hoor die mense? My kultuur, my diepste geestesgoede is die vloek van Afrika. Kommunale grond kry ons in elkeen van die 54 lande van Afrika. Dit is deel van die werklikheid van Afrika. Ons moet praat oor hoe om dit produktief te kry, maar om te sê, dit moet nie daar wees nie. Dis dieselfde tipe ontkenning wat ons as Afrikaners vandag ervaar, wanneer hulle kan na ons geestesgoedere. Ons sal natuurlijk die beskouwing dat die grondwet sal ons eiendomsreg beskerm. Dis nie waar nie. Grondwet gaan nie ons eiendomsreg beskerm nie. Daar is groot gate in hierdie vangnet en ons gaan dwaal. Grondwaardes, vrywillige verkopers en dan die geldigheid van eise, dit is waaroor boere ernstig sproei. Die kwessie oor markgedrewe grondhervorming het ek al reeds aangeraak en dan 'n vreeslike belangrike ding, die kwessie van toegang tot grafte. 72% van alle grondeise wat geslaag het geslaag op grond van die teenwoordigheid van grafte op die plase. Ons het probeer om 'n reëling te tref, ek het nou nog die mandaat na Agri Koop om hierdie reëling te dryf met die Raad van Kerke en Kontralesa, die standowerhede, te kyk of ons nie 'n sosiale pact tot stand kan bring oor toegang tot grafte. Dit gaan nie meer net oor swart mense wat op blanke plase graag by die grafte wil uitkom. Dis toenemend ook blanke families wat by die grafte wil uitkom, plase wat in swart besit is. Hoe herken ons die spore wat ons voorvaders getrap het, of wat ander se voorvaders getrap het oor hierdie grond? Nou is daar 'n groot debat oor landboufinansiering. Jy sien, dit gaan nie net oor die reg om te besit nie. Markwaarde is die fondasie van landboufinansiering. Elke boer in die land gaan weer by 'n bank of 'n koöperasie geld vir sy volgende oes, en dit gaan oor die markwaarde van sy plaas. Want dit is die gronde waarop jy die finansiering kry. As markwaarde vou, dan vou landboufinansiering. Daar is 3000 Suid-Afrikaanse boere wat elders in Afrika boer. Ek ken hulle nie almal nie, maar ek dink ek ken meer van hulle as die meeste ander mense. Ek ken nie een van my boere wat nie op grond van sy Suid-Afrikaanse plaas as kollateraal die geld leen waarmee in die Kongo of in Ethiopië of in Angola boer. En dan die groot kwessie oor of 'n ou net so ernstig boer op grond wat jy besit as grond waarop wat jy hier, grond waarop jy bly. Natuurlik ook Zimbabwe by elke Suid-Afrikaanse boer. Suid-Afrika is so klein, as Zimbabwe het nies, dan kry ons almal verkoop. Lesse van elders, daar is 64 lande in die wêreld besig met grondhervorming. 17 van hulle het restitusie eise en 11 van hulle maak daarvan dat hulle suksesvol is. Daar is gedwonge grondhervorming, teen markgedrewe grondhervorming, min of meer om die helfte. Japan, Taiwan, Korea, hulle het gewerk met die bemagtiging van die plaaswerker, grond is oorgedra aan mense wat daar gewerk het.
meerdeels deur gedwonge grondhervorming. Brazilië, Mexico en Latijns-Amerika, hulle het revolusies gehad vir grondhervorming. Kenia, Mozambique, Zambië, hulle was grondhervorming deel van die kolonialisasieproses in Afrika. En dan natuurlijk Zimbabwe, ek gaan nie daar uitbrei, daar nie dit sê. Of ek nou in Koekenaap of in Tonga met boere gaan gesels oor grondhervorming. Ek kry elke keer hierdie vraag, loop ons dieselfde pad as Zimbabwe? Nou my familie is nog daar. My familie het hulle grond verloor in Zimbabwe. In Desember maand sê ek my neefs op mekaar. Hulle dink ons is verskriklik naïef. Hulle sê, hulle het ook gedink, dit kan nie in hulle land gebeur nie. Hulle het ook gedink, daar is te veel buitelandse belegging in Zimbabwe. Ek glo, elke sel in my lichaam, dat ons nie in die pad loop nie. Want ons het iets wat Zimbabwe nooit gehad het. En dit is 'n voorbeeld hier op ons voorstel van hoe om dit nie te doen nie. En sê baie boere, ja, jou argument dra net water, as 'n meerderheid mense in Suid-Afrika die stem van redelikheid kan verstaan. My standpunt is, as meerderheid mense in hierdie land nie die stem van redelikheid kan verstaan nie, dan het ons nog nooit die toekoms in hierdie land gehad nie. Ons moet werk, asof ons absoluut oortuig is, dat die meerderheid mense in hierdie land die stem van redelikheid kan verstaan. Duitsland was baie suksesvol en Duitsland befonds ook 'n groot deel van waarmee ons op die oomblik besig is. Dit wat die suksesvolle lande in gemeen het, is dat hulle het geduldige, sympathieke kapitaal gehad om grondhervorming te doen. Dames en here, nog nooit in die geskiedenis van die mensdom is daar suksesvol landbouontwikkeling gedoen, sonder dat daar langer termyn lenings beskikbaar was, teen minder as markverwante rentekoerse. Dis hoe eenvoudig soos dit. Dis hoekom ons 'n landboukrediet-raad gehad het, wat landbou gekry het waar vandag is in Suid-Afrika. Daar moet 'n verspreiding van risiko wees. Dit is nie net die staat se werk hier nie. Grondhervorming werk net as die privaat sektor en die boere self ook daarbey betrokke raak. Jy moet bekwame takgedrewe amptenary en 'n pasgemaakte voertuig, nie die staat self nie. En dan moet jy baie breë inkoop en betrokkenheid hê van alle belanghebbendes. Die Koranplan of hierdie nasionale ontwikkelingsplan, ek sien ek het net 1 minuut oor, so ek gaan nog net dit hanteer. In 2010 is die Nasionale Beplanningskommissie bekendgestel, professor Karani van Stellenbosch verteenwoordig landbou nie. Hy het onmiddellik gesê, omdat dit in die tyd was wat ons in die Deurloopstraat gesit het, kry vir my 'n voertuig waar al die landbouunies, ook die swart landbouunies, ook die kommunale landbouunies, selfs die Transvaalse landbouunie, kan saampraat oor die werkbaarheid van hierdie plan. Hulle hoef nie almal saam te stem, maar hulle kan saam praat oor die ding. Sy plan is dat 20% van plase in elke distrik, met ander woorde elke 5de plaas, oorgedra moet word. Plaaslike komitees, waar die banke en die koöperasies ook sit, moet besluit watter plase dit is en of dit geskik is. Die staat is bereid dat dit teen markwaarde geskied, wat vir ons 'n laaste loopgraaf is. Maar die staat betaal nie 50% daarvan. Die boere moet die ander 50% betaal. En dit maak jou vry van verdere verpligtinge teenoor grondhervorming of swart ekonomiese bemagtiging. Nou toe hierdie plan uitkom, was ek die eerste ouer paartbestalder. Ek het gesê, in watter soort demokrasie verwag jy van 'n individu om die rekening op te tel vir 'n nasionale verantwoordelikheid? Dit werk nie so. En daarom was daar 'n mandaat gegee by LGS dat ons kan onderhandel oor hierdie ding. Ons het hier op Stellenbosch gesit vir 'n paar dae in die beplanningskommissie. Ons het gesê in plaas daarvan dat die boer 50% neersit daarvoor. Laat hom 50% aandele koop in hierdie plase. Dan is die risiko op sy nek ook. As hierdie ding nie werk nie, dan verloor die boere in die omgewing ook. En die beplanningskommissie het daarvoor geval. Op die dag wat Mandela dood is, professor Krahan gebel en gesê, kom ons implementeer so 'n projek. Kom ons ontwikkel die reëls van hierdie stel, soos wat ons speel. Kry 'n plaas, wat 'n boer bereid is om 50% voor neer te sit, en voor die verkiesing van 2014, 7de Mei daai jaar, dan maak ons hierdie ding werk. En genadiglik kry ek toe, Bosveld Citrus, op Milan Talbot ook gesê, hy sal die geld neersit. En die ding het gewerk, soos 'n droom, behalwe, die dag toe die staat moes betaal, toe sy hulle nie dan. Tot vandag toe het hulle nog nie hulle helfte betaal.
En daarom het die banke, die koöperasies, Agri-SA begin sê, in plaas daarvan dat ons wag vir die staat om sy deel te betaal, hoekom gebruik ons nie die staat se 50% in 'n pool by Landbank om die rentekoers te subsidieer? As die staat 50% van die rentekoers sou dra, dan kan hy 20 keer meer grond koop elke jaar. En dan versprei ons die risiko ook na die banke en na die koöperasies, na die plaaslike boere self. En selfs die begunstigdes dra dan ook risiko. Die pad vorentoe is Agri-SA en die staat verstaan mekaar nou op hierdie punt dat markwaarde ons laaste loopgraaf is. Ons kan nie daarop pes gee. Hulle het ons 5 loodsprojekte toegelaat tussen nou Oktober en volgende jaar Maart in Limpopo onder hierdie nuwe reëls. Dat hulle sal die geld vooraf na Landbank toe oorbetaal, dan moet ons in vennootskappe gaan met begunstigdes. Belangrik wat ek vandag graag vir julle sê is, hierdie is nie 'n boereprobleem nie. Dis nie 'n landbouprobleem nie. Dis 'n probleem vir die totale ekonomie van Suid-Afrika. Want as ons toelaat dat markwaarde nie geld in gedwonge transaksies op grond nie, waar keer jy hierdie domino's as hulle begin val? Wat is volgende? Buitestedelike gebiede, industriële gebiede, residensiële gebiede, dit gaan oor eiendom hier. Hierdie is 'n drukkoker waarop die stoom besig is om die pot se deksel te lig. Jy sien grondhervorming, oral in Afrika, die joker in die pad, as 'n regering betrap is met 'n swak hand. Ons is veral doodbelind gegee wat gebeur het in Marikana, kort daarna in Dorings, en as ons sien wat nou op die universiteit aangaan. Ons het hierdie goed nie gesien kom nie, 2 jaar voor het gebeur het. Ons is doodbelind dat die Marikana, die Dorings, die studente onder is, môre se plaas invallen word. En ons weet nie waar stop ons dit dan en hoe stop ons dit dan. Daar is geen versekeringspolis om uit te neem teen radikale grondhervorming. Zimbabwese boere het die ding ook nie sien kom voordat met hulle gebeur het. Zimbabwese boere stry vandag nog. Hulle verstaan nou nog wat die implikasies is van wat 16 jaar gelede daar gebeur het. Die belangrikste ding is, as hulle sou verstaan, wat sou hulle destyds anders gedoen het? Ons moet nou goed in plek skuif om te verseker dat ons vir 2 jaar, 5 jaar, vir 10 jaar nog winsgewend volhoubaar kan doen. Om alles in doel te hou. En daar was hierdie verwagting van die Oos-Duitsers dat die 300.000 Sovjet-soldate moet help wat in Oos-Duitsland gestasioneer was. En met die 40ste verjaarsdagherdenking van die Oos-Duitse staat het Erich Honecker vir Gorbachev genooi as 'n spreker. En hy en sy kabinet was met hierdie landgoed met 'n kasteel waar hulle groot tafel gaan sit het om te luister na Gorbachev. Gorbachev het al reeds begin het met die groot veranderinge in die Sowjetunie. En hy het sy toespraak uit sy sak uitgehaal. En daar is foto's daarvan in die museum. En het opgevou, en toe opgevrommel en in sy sak teruggesit. En toe sê hy, history never forgives those who come too late. History never forgives those who come too late. En dis in daai konteks wat ek graag met julle gesels oor die nood aan verandering in die manier hoe ons na grondhervorming kyk en die uitkomste daarvan veral. Ek wil graag gesels oor hoe ons hier gekom het waar ons nou is, hoe grondhervorming werk, die waarom van grondhervorming en daarmee saam ook die debat daaroor tussen boere, die lesse van elders geleer in die wêreld, die sogenaamde Karamplan of die plan in hoofstuk 6 van die nasionale ontwikkelingsplan en die pad vorentoe daarmee. Hoe ons hier gekom het, is 'n storie van doodloopstrate. Die grondhervorming regtig erns begin in 1998. Toe is die minister van Landbou en Grondsake deur die Hanekom.
En hy het 'n model gehad waar volgens hy destyds grondhervorming gedryf het. Dit is die sogenaamde ou slegplan of die huur 'n skare model. Jy sien in daardie tyd kon swart mense op staatsbehuising aanspraak maak met 'n toegif aanvanklik van R15.000, later R16.500 en dit het opgeskuif later tot by die R400.000, mits dit dan landbougrond was. En dis dieselfde model wat toegepas was op landbougrond. R16.000 per persoon, so as 'n plaas R1.6 miljoen kos, dat jy 100 mense nodig gehad as begunstigdes op 'n enkele plaas. En jy weet, almal se plaas is niemand se plaas nie, en hierdie slegplan het eintlik luisterheid in duie gestort. Ek kan nie vandag vir julle na een van hierdie plase neem, wat in daai program oorgedra is tussen 1998 en 2004, wat 'n kommersiële sukses is. Daarna was Toko Louisa die minister van Landbou en Grondsake, en in haar tyd het grondeise begin. Sy was eers implementeerder van die grondeiseproses. Dit is 'n komplekse proses in terme van die staatsadministrasie daarvan, en as gevolg daarvan is alreeds in haar tyd baie omslagtige prosedures gewees wat gemaak het dat dit lank vat vir 'n grondeis om afgehandel te word, en dit begin om kort paaie te vat. Eerste kort pad wat gevat is hulle opgehou die navorsing te doen oor die geldigheid van eise. As daar vrywillige verkoper was, dan het hulle so 'n plaas oorgedra, en dit het weer verwagtinge geskep by mense wat in ander eise soortgelyke aanspraak het, wat waarskynlik dalk nie geldig is nie, dat hulle op 'n manier die grond moes kry. Nou, Toko Louisa se grondeiseproses het eintlik al reeds die rooi ligte laat flikker vir die volhoubaarheid van die hele grondeiseprogram. Daarna was Louis Kumwana ons minister, en sy het in die skaakmaakposisie geskuif. Onder haar bestuur het ons op 'n punt gekom waar grondhervorming allerweer ook in die media bevraagteken is, terme van sy volhoubaarheid. Na die einde van haar termyn toe was die Polokwane-beraad, einde van 2007. En by Polokwane moes daar deurgebreek word uit hierdie doodloopstraat uit. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n goeie kontak gehad daai tyd in die parlement, op die ANC se portefeulje komitee. En ek het hom gevra of ek vooraf die dokumentasie kan kry op grond waarvan hulle die besprekings voer in Polokwane. Polokwane is sommer so 'n klip gooi af van die plaas af. En hy stuur toe vir my 2 bundels met al die resolusies. Een bundel gaan oor ekonomiese resolusies en die ander een oor sosiale resolusies. Nadat ek 3 of 4 keer deur hierdie bundel gegaan het, en ek kry niks oor grondhervorming nie, toe bel ek hom. Ek sê, praat jy nou nie oor grondhervorming? Hy sê, ja, dis al op bladsy 186. Ek sê, nee, daar is niks daarvan. Hy sê, jy is in die verkeerde bundel. Jy kyk in die ekonomiese bundel. Grondhervorming is in die sosiale bundel. Ja, dit is my soos 'n punt is nie oorgegeef. Ek sê dit op die verkeerde bladsy. Ek dink soos 'n boer. Ek dink landbou het alles te doen met die ekonomie. Nee, niks daarmee te doen nie. Hier is 'n sosiale kwessie wat aangespreek is. En toe pas na daardie konferensie het ons die voormalige minister van Grondsake, Toko Louisa, wat toe by wat is die departement se naam? Sy werk toe met die onteieningswet, natuurlijk meer te doen uiteindelijk met landbou en grondsake as met haar nuwe departement. Sy kom toe met 'n eerste konsept van hoe onteiening gaan werk in 'n nuwe bedeling wat die blou duiwel ons uit laat skrik het. Ons het veral geskrik vir die nuwe hofstuur in daai konsepwetgewing toegemaak is vir grondeienaars, hoe 'n solatium uitgelaat is. Dit het ons op 'n nuwe manier wat kyk na die grond. Ons intuïsie was dat die grondwet nooit so iets kan toelaat. Nou uiteindelik het die minister toegegee dat die konsep ongrondwetlik was, maar met al die regsopinies wat ons in 2008 gekry het, het ons besef, hier is plek vir 'n trekker om te draai binne hierdie eiendomsklausule van die grondwet. Baie van ons het begin vra
of die grondwet werklik die beskerming gaan bied, wat ons hoop hy sal bied, ook in terme van beleggings op ons plase. Maar dit het alweer veroorsaak dat toe ons in 2009 'n nuwe minister kry en landbou en grondsake van mekaar geskei word, wat ons verwelkom het, dat ons baie ernstig met hierdie nuwe minister gaan sit het, om te gesels oor hoe om uit hierdie doodloopstraat te kom. Dit was my voorreg om minister te ontmoet in 'n restaurantjie in Wielbrau en dan. En ek moet sê, ek was 'n baie gemoedelike mens, ervaar, wyse man, baie waardige man. En sy boodskap aan my was baie klinies. Ek het 'n politieke mandaat. Ek moet aflewer op daai mandaat. Ek moet sorg dat grondhervorming werk. Hy sê, jy verstaan baie min daarvan, want jy is nie in die kabinet soos ek nie. Hy sê, ek verstaan baie min van jou mandaat, want ek is nie boer nie. As daar iemand is, wat 'n plan kan maak, dat ek my mandaat vervul, sonder dat julle seer kry, dan is dit julle. Maak so 'n plan. Hy het my gesê, 'n boer maak 'n plan. Bring vir my daai plan. En ek is terug, Amerika aan my algemene raad, en ek het vir hulle gesê, kerels, wat meer verwag ons van die ANC? Hulle maak vir ons hier 'n deur oop, sê, bring 'n plan. Kom ons maak daai plan. Ons het 'n buite die boksdink sessie gehou vir 3 dae. Ons het gesê, geen plan wat tafel toe kom. Hoor nie op die tafel nie. Kom ons kyk, wat kan werk? Nou, ek moet sê, na 3 dae se debat, het ons nog niks wat vir almal aanvaarbaar was nie. Ons het nie die boks uitgegooi nie. Tot die mate dat 3 jaar later, in 2012, in hom gehoen, toe die minister my in die oor vat, en hy sê vir my, jy het my mistake gehad. Waar is daai plan? Sê ek vir hom, daar is baie planne, maar nie een daarvan het 'n breë algemene inkoop onder boere nie. Dames en here, ons boere in hierdie land, in verskillende provinsies, asof ons op verskillende planete boer. 'n Boer wat in die Vrystaat mielies plant, kan 'n R5 miljoen omset handhaaf met 4 groot masjiene en 5 operateurs. Vir 'n boer wat in Limpopo groente plant, dieselfde omset handhaaf, het jy 300 werkers nodig. En dis al baie min masjiene wat jy kan hier om die werk te doen. Ons dink verskillend oor arbeid. Ons dink verskillend oor die Zimbabweërs en die Mosambiekers wat toestroom in die landelike gebiede. En ons dink verskillend oor grondhervorming. Ek het meer grondeise op my plaas in Senie as wat daar in die totale Vrystaat is. So nou ek in die Vrystaat met mekaar gesels oor grondeise, dan praat ons altyd Afrikaans. Verstaan ons mekaar nie regtig nie. Ons beleef daarom die druk ook op verskillende maniere. Na minister Mpinti se aanbod het hy gefrustreerd geraak in 2011 en het sy groenskrif vir grondhervorming uitgelek. Uit daai groenskrif uit het hy 'n nasionale konferensie bymekaar genoem wat hy NAREG genoem het, National Reference Group, en hy het al belanghebendes vir grondhervorming gekry om komitees op te deel en te praat oor 6 elemente van hierdie groenskrif. En dit gaan oor 3 nuwe strukture. Die een is 'n nasionale grondbestuurskommissie wat oorkoepelend moes kyk na grondhervorming, streek en distrikgrondkomitees wat op plaaslike vlak die goed moet implementeer, en hy het 'n waardeerder-generaal aangestel te kyk wat is die kwantum van vergoeding. Hy het ook nuwe grondprogramme bekendgestel. Die een is dat staatsgrond verhuur moet word, grondplafonne moet geld vir privaat besit, en dat daar geen verdere buitelandse besit toegelaat moet word. Hy het ook 'n komitee gehad wat ons werk aan gewysigde wetgewing, onder andere aan hoe kommunale gronde bestuur moet word, ook begin praat oor die heropening van grondeise, wat vir ons die grootste moontlike nagmerrie was, en uiteraard 'n spesiale komitee om te gaan kyk na die produktiwiteit van kommunale gronde.
Jy sien die kommunale gebiede in ons land is op die hoogste potensiaal gronde. As jy nou dink aan waar die oudheidslande geleë is, die van die kusstreke, wat skei al op die oostelike deel van ons land tot die Noord-Transvaal. Dis die wonderlikste klimaat, dis die wonderlikste gronde. Dit is juist nie in die droë deel van ons land gesetel. En as daar potensiaal is vir landboere